vir jou sê, jong, ek is moeg. Ek is gedaan, ek is uitgeput. En ek sien nie meer kans nie, ek wil sommer toe opgooi, is nie moeite werd. Nou ek wil verhoor praat oor moeg, maar nog nie opgegee. Al voel jy moeg verhoor, maar jy het nog nie opgegee. Ja, partymal is daar 'n lekker moeg. Lekker moeg. Ja, ek dink so 'n bietjie aan as jy deelgeneem het aan sport en jy het nou gewen. Jy sit daar, die sfeer tap jy af, maar dit is lekker. Of jy het hard gewerk en aan die einde van die dag en jy weet, ek is moeg, maar dit was die moeite werd, my hart is tevrede, ek gaan lekker slaap, want ek sê dit was 'n goeie dag geweest. Julle ken mos daai moeg, wat ons sê dit is 'n lekker moeg. Maar dan, daar's verskillende moeg. Jy kan moeg wees, maar nog steeds glo. Jy kan uitgeput wees, maar nog steeds vashou aan die Here. En dis wat ek wil sê, ek is moeg, maar ek het nie opgegee nie. En dus, toe die Here vir my hierdie woord gee, toe sê ek, okay, ek wil so 'n bietjie kyk, wat sê die Here se woord oor moeg? Jy kan dit nie dink, pastoor, wil oor moeg praat nie, jy moet altyd oor motiveer praat, maar weet jy wat? Partymal moet ons net seker goed erken, hulle is daar. En die Bybel het vir ons 'n paar goedes gesê oor moeg, jy kan nie glo, daar is so baie, ek moes so 'n bietjie kies, onder leiding om te sê, wat wil ek sê van moeg nou? Ek wil vir u lees in Jesaja 40, so 'n bekende gedeelte. Ja, vanaf vers 28. Hy begin met dit wat ook jy sal daarom ook hy stukkie herken waarmee hy begin. Ons het 'n liedjie van dit gemaak. Hy sê, weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg en mat nie. Daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Tog, al sê die skrif hier, hy word nie moeg en mat nie, sien ek, na die skepping het hy op die 7de dag gerus. Soms moet jy erken, maar daar's ook 'n bietjie, jy moet partymal stop om te werk. En net so 'n bietjie aan jouself tyd gee. Hy sê, hy wat nie moeg of mat word nie. Hy gee die vermoeide, die wat uitgeput is. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. As jy daar kom sê jy, ek kan nie meer. Ek is so gedaan. Hy het net krag nodig. Hy sê vermenigvuldig sterkte. Nou, hierdie volgende 2 verse is baie belangrik. Hy sê, die jonges word moeg en mat. Jy kan nie glo, jong mense word moeg en mat, as jy vandag na hulle luister, hoe hulle kla, en so, ek dink is dan net die telefoon dan, wat jy ook so moeg maak vandag, of die iPad, of wat jy ook al doen. Hy sê, en die jong manne struikel selfs, maar, hier is die verandering, ek sê vir julle altyd, wanneer die woordjie maar voorkom in 'n sin, dan verander die hele argument, maar die, wat op die Here wag, wat kry hulle? Hulle kry nuwe krag. En dan gebeur daar 3 dinge met hulle. Hy sê, hulle vaar op met vleuels soos 'n arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ja, vaar op met vleuels soos die arende, hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou ja, hier is nou soms 'n ander soort moegheid, 'n moegheid wat soms jou slaap wegvat. Jy kan jou oë toemaak, maar jou gedagtes wil nie ophou maal nie. Jy bly moeg en daar's te veel storms hier binnekant en jy weet nie hoe om te hanteer nie. Jy's liggaamlik moeg. En soms is jy nie liggaamlik so moeg nie, maar jy's lewensmoeg. Jy het mos daar gekom en jy sê, dit raak nou te veel vir my. Ek kan dit net nie meer handel nie. Lewensmoeg, daar's moegheid wat ons moet erken. Jy weet, baie maal wil gelowiges dink is ongeestelik om te erken, hulle het een of ander geestelike probleem.
Nou as ek dink aan nou Dawid, jy weet ek wil 2 tekste van hom quoteer waar Dawid praat oor sy stryd van moeg. Hy praat daar in Psalm 6 vers 7. Hy sê ek is moeg van my gesig. Hy sê ek is moeg dat ek so moet kla. ek sug. Hoe gaan dit? Jy weet, die skouertjies hang sommer. Elke nag laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane. Kyk hoe Dawid was hierdie wonderlike dienstig van die Here wat die mooiste liedjies geskryf het en die wonderlikste motivering gegee het. Maar as jy kan later sien, nou Dawid se huis het mekaar geraak. Kyk van sy kinders was baie stuk. Die een het selfs in opstand teen hom gekom. Die ander ene, ek wil eers ingaan op wat sy kinders alles gaan doen, en die laat ek het maar nalos. As jy Dawid se kinders se geskiedenis gaan lees, sy huis het hoe ouer Dawid geword het, hoe meer het dinge vir hom verkeerd gegaan, en dan sê hy sê, elke nag laat ek my bed swem en ek deurweek my bed met my trane. Dit is al 'n stuk moegheid wat 'n ou het, hè? Jy smile, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dankie, maasie. En as almal weg is, dan val die smile weg en jy soek net iets om. Ek dink Dawid het nie met 'n tissue bed toe gaan, hy het met 'n handdoek bed. Want hy het so baie gehuil. Hy moet net trane afvee. En dan in Psalm 69, wanneer hy met hierdie moegheid stry, sê hierso. Hy raak vies vir homself. Hy sê ek is moeg van my geroep. My keel brand. Ek verswag terwyl ek wag op my God. Dit is al 'n stuk stryd wat hierdie ou gehad het met hierdie familie wat jy mekaar geraak het. As jy onthou, Saul was op 'n stadium sy skoonpa, maar hy moes vlug want die skoonpa wil hom doodmaak. Dit was baie mekaar, dan bid hy. En dan sê hy, Here, ek is moeg dat ek moeg is. Dis wat hy eintlik so sê. Hy sê ek is moeg dat ek moeg is. Ek is moeg dat ek so baie moet roep. My keel brand van al die gebid en al die... Hy sê my oë brand. My oë versmag terwyl ek op my God wag. Hy voel, hy kom net nie uit hierdie situasie. Julle was nog nooit daar. Julle was nog nooit daar. Niemand is daar waar was. Ek wil vir jou sê, as jy daar kom, is nie lekker. Jy is 'n kind van die Here, jy weet jy is 'n kind van die Here. Jy wil nie opgee nie, maar jy is moeg, vermoeg wees. Dis merkwaardig. Die Bybel wys vir ons mense van geloof wat moeg geword het. Nou ek wil nou nie by elkeen wat hulle gaan stilstaan nie, maar Dawid was moeg, ons het nou van sy moeg gehoor. Ek dink aan Elia was moeg. Hy gaan net daar onder die besembos, hy het nou net hierdie wonderlike oorwinning op Karmel gaan. En dan sê 'n vrou vir hom, die koning se vrou, ek gaan vir jou kry, en dan hardloop hy weg. Hy sê, hy kom van die berg af, ek meen, hy moes gejuig het en gehuppel en dan lê hier onder die besembos. En dan maak 'n engel hom wakker, can you imagine? 'n Engel maak hom wakker. Hy skrik eers. En die engel sê vir hom, daar is brood op die klip en daar is water, eet en drink. Hy vra nie, wat maak jy nie? Hy vat die brood, hy eet dit, hy vat die water, hy drink dit en hy slaap weer. Want hy is te moeg om aan te gaan. Hy is so gedaan. En dan moet die engel hom weer wakker maak. En die engel moet vir hom sê, is tyd dat jy klaar kry met hierdie gesukkel oor jou eie moegheid en jou gekla oor jou omstandighede. Gaan Karmel, gaan daar waar God met jou wil ontmoet. Ek dink aan Jeremia, hoe moeg was hy, toe hy in ballingskap gaan. Ek dink aan Job se moegheid, nee. Job was hierdie wonderlike kind van die Here. En dan verloor hy alles. Ek meen, daai ou speel binne een dag bankrot. Hy was 'n biljoenêr in vandag se tyd. As jy sien alles wat hy verloor het. En dan sterf sy kinders almal na ongeluk. Ek meen, hierdie ou was so moeg. Ek wil nie eens ingaan op Job se moeg en sy omstandighede nie. En dan sien ek selfs Jesus het moeg geword. Ons sien daar in Johannes 4, na vers 6, en Jesus het gaan sit by die put, want hy is moeg geword.
En dan stuur hy die ouens binne in Samaria om te gaan kos koop, en terwyl hy daar by die put sit, en dan kom daar 'n vrou water te skep, en dan sê hy vir haar, gee 'n bietjie vir my water om te drink, en sê sy, jy's 'n Jood, ek is 'n Samaritaan, ons gesels nie eintlik met mekaar, en dan begin Jezus met haar praat. En ons ken hoe Jezus met haar gedeel het, dat sy die dorp in haar klop, en die dorp mense gaan roep, en hoe die Here haar siel red, en haar hele lewe verander. Geloof, broeder en suster, en dit is belangrik dat ons dit moet verstaan. Geloof beteken nie dat jy nooit moeg word. Geloof beteken nie jy het nooit stryd nie. Dis net blomtuin, en dis net mooi, en dis net oorwinning, en dis net voorsiening, en daar's nie 'n tekort nie. Geloof vat jou nie op daai pad nie. Dis 'n illusie. Geloof vat jou daar waar jy moet leer, om God te vertrou. In die oomblikke wanneer jy onder die besembos wil wegkry, in die oomblikke wanneer jy net langs die put wil gaan sit en sê, die water, maar jy is te moeg om self te skep. Soms dink ons, geloof mag nie sê ek is moeg nie. Maar om te sê ek is moeg, is nie ongeloof nie. Dis om eerlik te wees. En soms moet ons 'n slag eerlik met onsself wees. Die probleem begin wanneer ons moegheid vir ons begin sê, daar's geen hoop nie. Wanneer jy uitgeput voel deur omstandighede, en jy luister vir jou moegheid in plaas, dat jy luister vir die Here. Dis wanneer jou probleem begin, en jy kan nie oorwinning kry nie. Daar's moegheid, wat 'n mens van binne af uitput. In Psalm 6 en Psalm 69, die dele wat ek gelees het, sien ons, dat Dawid praat, nie van liggaamlike moegheid, hy praat van geestelike moegheid. 'n moegheid van teleurstelling en verlange en wag op 'n antwoord. Hy sê my keel brand toe ek op God wag, en van konflik en verwerping. Ek meen, hierdie man na God se hart was deur sy eie kinders verwerp. Sy eie vrou het hom gespot toe hy voor die ark van die Here gejubel het. En sy het vir hom gelag. Toe hy besig was met die Here, sy het van gevoel, sy aanbidding is nie meer die moeite werd nie, want tot sy huis lag vir hom, hy het teleurgesteld gevoel, hy was bekommernis, hy het hartseer gehad, en dan sien ons sy stoei ook oor onverhoorde gebed. Hy sê, ek bid maar, ek voel ek kry nog nie antwoord nie. Ek wil vir jou ietsie sê oor gebed. God is nooit laat om te antwoord nie. Hy weet wanneer is dit die regte tyd. Hy weet hoe om te antwoord vir wat jy nodig het. En ek wil sê, daar's verhoorde mense wat hierso sit, wat uiterlik sterk lyk, maar binnekant sê jy, Here, ek is moeg. En dan partymal is jy moeg, omdat jy altyd sterk moet wees. Want almal in die familie kyk na jou, jy moet sterk wees. En dan voel jy is moeg om sterk te wees. Moeg om altyd ander te wil help, en te moet help. Moeg om altyd te glimlag, want jy mag mos nie struikel nie. Jy is dan mos nou 'n kind van die Here. Ek weet baie maal, as ek deur 'n stryd was en ek het gewaag het om veral vir my broers en susters te sê, ek is moeg, as ek, maar jy's dan geroep, en jy wil dan vir die Here werk, veral toe ek nog student was. Jy weet dan is jy in klas vanmôre, en vanmiddag werk jy 8 uur skof, en vannag moet jy studeer, en dan het jy partymal moeg geword, en jy wil partymal toe opgooi, maar jy word soms moeg om altyd te glimlag. En dan word jy soms moeg om oor dieselfde saak te bid. Dit lyk vir jou as nie antwoord nie, maar die Here sê, moenie ophou bid nie. Moeg om te wag. En dan het ek gesien, mense raak soms moeg vir mense. Weet jy, mense is wonderlike dinge. Ek geniet altyd mense verskriklik baie. Maar ek sien Jesus. Hy het altyd mense om hom gehad, en hy was altyd daar vir mense. Maar dan sien ek hy vaar oor na die ander kant toe, sê die skrif. En hy gaan daar op die berg
om bietjie een kant te kom en te gaan bid. Soms is dit nie ongelowig om te moeg te wees vir mense nie. Soms moet jy net 'n bietjie na jouself kyk. Soms moet jy net sê, ek het aandag nodig. Moeg vir omstandighede, wat lyk of nie verander nie. Kom ek wil vir jou sê, alles het 'n begin, jou omstandighede het iewers begin, maar hier's 'n geheim, alles het ook 'n einde. As jy aanhou bid, en jy vertrou God, sal die regte einde vir jou kom. En dan, Dawid praat van moeg, van die geveg hier binnekant. Die gelowige Dawid wat stryd teen die ongelowigheid in homself. En sy moedeloosheid en sy gevoel om te op te gooi. En soms is die moeilikste moegheid nie wanneer jou liggaam nie meer kan nie, maar wanneer jou siel nie meer wil nie. Ek gaan dit weer sê. Ek het dit hier onderstreep vir myself. Soms is die moeilikste moegheid nie meer wanneer jou liggaam sê, ek kan nie, maar wanneer jou siel sê, ek wil nie. Wanneer jy sê, ek sien nie meer kans. En dan is daar soms iets anders. Sonde maak 'n mens ook soms moeg. Daar is ander soort moegheid waaroor ons vanmôre moet praat. Die moegheid van lewe teen die wil van God. Sonde beloof altyd hierdie vryheid en hierdie uiterlike plesier en alles. Maar dit bring soms baie uitputting. Goed wat jou moeg maak, want jy moet wegsteek wat jy gedoen het. Jy moet verduidelik hoekom dit is dinge nou wat dit is. Jy moet onthou vir wie jy wat gesê het. Ek meen as jy nou gelieg het, dis die beste om altyd die waarheid te praat, want dit kom altyd uit. Ek kan onthou toe ek so jong seun was, die preek ons pastoor eendag. Ek het niks te groot geword toe hy preek. Hy sê waarheid is wonderlik. Hy sê leuen trek al halfpad om die wêreld. Hy sê dan maak waarheid nog sy tekkies vas. Maar as hy begin hardloop, dan voor die leuen verder as die helfte gekom het van die wêreld, dan gaan die waarheid hom verby. Jy is die beste om te onthou. Nie om te onthou wat jy vir iemand gesê het, maar is die beste om te onthou wat die waarheid is. Dit is die maklikste. Want onwaarhede maak jou moeg. Jy is moeg om voor te gee wat jy nie is nie. Want sonde maak jou skaam vir jouself. Jy is moeg om jou gewete te wil laat stil maak. Want partymal as dit stil geword het rondom jou, dan beklei die veroordeling van jou eie gewete jou die sonde wat jy gedoen het. Sonde tap 'n mens se geestelike en emosionele krag. En dan is daar 'n moegheid wat die Bybel sê jy mag nie hê nie. Die verbode moegheid. Het julle al van hom gelees? Wie weet van die verbode moegheid? Jy kan moeg wees, en Dawid sê, ek is moeg vir my omstandighede, ek is moeg vir die mense, ek is teleurgesteld, ek is moeg, ek bid, ek kry nie antwoord. Maar daar is 'n moegheid wat die Bybel sê, jy mag nie hê nie. As hy inkom en jy na jouself begin ernstig kyk geestelik. Want die Here sê, jy mag nie hierdie moegheid hê nie. Jy mag hom nie in jou lewe toelaat nie. En hy is 'n moegheid wat jou snaaks bekruip. En jy het baie wel redes om hom te hê. En jy wil dit verskoon dat jy hom het en jy wil jouself regverdig en partymal is jou punte nogal baie sterk oor hierdie moegheid. Wat jy dink, wat van dit en dit en dit. Nou kom ons kyk, wat sê die Bybel van hierdie moegheid? Hy sê daar in Galasiërs 6 vers 9 en 10. Hy sê laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. As jy moeg word om goed te doen, gaan jy dan verslap jy en dan maai jy nie God se voordele nie. Laat ons dan terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Hou ons 'n bietjie daar. Hy sê laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Nou baie maal, kyk ek het toevlugswoorde gehad
vir mense wat haweloos geword het, veral in die vroeë 90 jare, en was ek in die kerk se voor die Welsynsraad van die land, en ek het toevlugsorde gestig waar ons mense moes huisves wat hulle werke verloor het, toe die hele politiek rondom werk verander het, en ouens skielik agtergekom het, hy kan nie net sy baadjie vat en loop nie, daar is nie job om die hoek nie. Skielik kom hy agter, daar is anders wat nou sy werk het, en dan help jy mense, en soms stel jy mense wat jy help jou so diep te leer. Soms is jou grootste pyn daar waar jy jouself uitgegee het om te help. En nou sê die skrif, jy mag nie toelaat dat mense se teleurstelling die beginsel van hulp uit jou wegvat nie. Hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen. Ja, maar kyk wat doen hulle. Kyk dit en kyk dit en maak nie saak wat ander doen nie. Die Here sê, as daai moegheid jou bekruip, is dit 'n moegheid wat nie toegelaat moet word in jou lewe. Mense stel teleur, mense maak seer, mense praat nonsens, mense kan soms dink dat hulle het reg op jou hulp. Evalueer die omstandighede. As hulle nie meer reg het nie, stop dit, maar moenie moeg word om vir ander goed te doen nie. Soms moet jy hulp hierso stop, omdat dit genoeg was, maar jy nou misbruik word. Die Bybel sê nie, jy moenie evalueer nie, hy sê moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie jouself stop om geestelike beginsel van saai en maai te handhaaf. Veral nie aan die huisgenote van die geloof en aan die ander kinders van die Here. Moenie ophou bid, omdat jy lank gewag het nie. Moenie moeg word om te bid nie. Moenie ophou goed wees, omdat iemand jou goedheid misbruik het nie. Moenie ophou vergewe, omdat iemand jou seer gemaak het nie. Dis wat hy hierso sê. Moenie, ja, maar ek sal vergewe as hy eerste, want hy eerste begin. Vergewe maar. Weet julle wat, ek het so baie huweliksberading gedoen in my lewe, deur al die jare in die bediening. En as ek so na mense luister, dat ek agtergekom, daar's nergens 'n feit wat ek ooit gekry het wat die moeite werd was. Sure. As mense na 'n ruk oor die goed praat, ek kyk hulle so op mekaar sê, ons wonder nou wat so erg was. Dit was nie so erg nie. Wat maak dit saak? Wat op die grond lê, wat in die kas hang? Wat maak dit saak? As jy goed op die grond lê, maak jou vriend, wat hulle toch van hang het op? Nee. Hoekom worry oor goed wat nie die moeite werd? Moenie ophou vergewe omdat iemand jou seer gemaak het. Moenie ophou dien omdat jy nie erkenning gekry het nie. Moenie ophou saai omdat jy nog nie geoes het nie. Kan hom afval. Hy sê wat op die regte tyd sal ons maai as ons nie verstaan nie. Die oes kom nie altyd wanneer ons dit verwag het nie. Maar God vergeet nooit die saad wat 'n gehoorsaamheid gesaai is. Ek wil dit weer sê. God vergeet nooit die saad wat 'n gehoorsaamheid gesaai is. En op 'n dag wanneer jy dit die nodigste het, dan staan dit voor jou die Here en jy saai. Moegheid mag nie ons roeping stop nie. Galasiërs 6 vers 10 sê, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, vir alle die huisgenote van die geloof. Hierdie wat ons nou net gelees het. Laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, terwyl dat toe jy nog jy is, en jy nog jou fakulteite het, en alles nog reg het, en jy 'n balans in jou beurs het, laat ons, terwyl ons die geleentheid het, nie ophou goed te doen nie, vir alle die huisgenote van die geloof. Daar is oomblikke wanneer jy sê, ek kan nie meer nie. En dis miskien waar, maar daar's 'n verskil tussen ek kan nie meer nie en God kan nie meer nie. Ek wil dit weer sê, daar's 'n verskil van ek kan nie meer nie en God kan nie meer. Wat bedoel ek daarmee? Jy kom by 'n punt wanneer jou vermoë sy limiet bereik het. Maar as jy begin opkyk
dan besef jy, God kan nog. En hy is die een wat jou help. Hy is die een wat daar is vir jou. Hy is die een wat vir jou sorg. Ek kan moeg word vir goeders, maar weet jy, God word nie moeg nie. Dis wat ons teks sê waarmee ek begin het. God word nie moeg nie, hy word nie moeg of mat nie. Ek kan swak word, maar God word nie swak nie. Ek kan nie meer sien hoe dit gaan uitwerk nie, maar God sien die einde van die begin af sy skrif. Jy kom by 'n punt waar die goed te veel word vir jou en jy sê, ek kan nie sien waarheen ek gaan nie. Die Here weet waar jy gaan, hou net aan. Hy ken die einde van die pad. Hy sal jou tree vir die pad wys. Hy sê, daarom begin Jesaja nie by ons krag nie, maar het begin by die ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, die geleesde gedeelte in die begin. Ek lees dit weer vir u. 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daarom moet ons op hom vertrou. Wanneer ons moeg is, moet ons weet waarheen om te gaan. Jesaja sê, maar die wat op die Here wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Let mooi, hy sê nie, die wat nooit moeg word nie. Hy sê, die wat op die Here wag. Jy word moeg natuurlik, gaan jy moeg word, jy's 'n mens, jy het limite. Maar as jy op die Here wag, kry jy nuwe krag. God vra nie dat jy moet voorgee, jy is sterk nie. Hy vra dat jy na hom toe moet kom in jou swakheid. Jou swakheid is nie 'n struikelblok. Luister mooi wat ek môre vir julle sê. Dis 'n geestelike beginsel hierdie. Jou swakheid is nie 'n struikelblok vir God se krag nie. Dis juist die plek waar sy krag sigbaar word in jou lewe. Want hy sê, my krag word in swakheid volbring. Ek wil dit weer lees, ek het dit hier onderstreep. Hy sê, God vra nie dat jy moet voorgee jy is sterk. Hy vra dat jy na hom toe moet kom. Jou swakheid is nie 'n struikelblok vir God se krag nie. Dis juist die plek waar sy krag sigbaar word in jou lewe. Wanneer jy sê, Here, ek het nie meer krag nie, dan sê die Here vir jou, ek het. Wanneer jy sê, Here, ek weet nie hoe nie, dan sê hy, ek weet. Wanneer jy sê, Here, ek kan nie verder nie, dan sê die Here, hou my hand. Ek sê jou los. Ek sê jou nooit los of van die steek laat. Dan woorde, maak nie saak wat ek sê, ek het nie krag, hy sê, hy het krag. En as jy sê, ek weet nie meer nie, dan sê die Here, ek weet, ek ken die einde van die begin af. Ek weet wat die uitkomste moet wees. Daarom sal ek jou lei as jy my vertrou. As jy sê, ek kan nie meer nie, dan sê die Here, hy's naam. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sê, maar op die Here wag beteken nie om passief te sit en niks doen nie. Dit beteken ek vertrou God terwyl ek wag. Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie my gaan help. Luister mooi, ek weet nie wanneer nie, ek geld gaan word nie, ek weet nie hoe ek geld gaan word nie, maar ten einde van alles weet ek wie my gaan help. Die een wat vir my sê, hy weet, hy het krag, hy sal my lei, nou oorwinning doen. Ons wil dikwels sê, God moet vir ons die antwoord gee. God wil dikwels vir ons sê, ons moet eers leer om te vertrou. Partymal in jou grootste oomblikke van swakheid en moegheid en uitgeputheid en emosionele gedaan wees, sê die Here, raak net 'n bietjie stil en hoor wat my woord sê. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jesus het mense gesien wat moeg is en hoor wat doen Jesus vir hulle. Daar Matteus 9:36 sê hierdie woorde. Hy sê, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder was. Hy sê, die een vertaling sê, moeg en teen die grond geslaan was. Uitgeput. Hierdie teksvers gaan oor, die skrif sê daar, as jy die gedeelte gaan lees, Jesus het van dorp tot dorp en dorp tot dorp gegaan. En dan in elke dorp sien hy hierdie klomp boe, uitgeputte,
swak mense, hulle was onder die eerste jare onder die diktatorskap van die Grieke en toe staan hulle onder die diktatuur van die Romeine en hulle is gedaan, hulle word uitgemergel, hulle geld word gevat, hulle was verskriklik belas, hulle was gedane mense. Dan kyk Jesus na sy volk en dan sien hulle is moeg en uitgeput. En wat doen Jesus? Hy sê, hy het hulle innig jammer gekry, hy het al nie veroordeel nie. Hy het nie gesê, hy sê nie, jy moet sterk wees nie. Partymal, selfs vir mense, ag man, ruk jouself reg, jy moet nou sterk wees, dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê, hy het innig jammer gevoel vir hy. Jesus sien die moeg mens. Maak nie saak hoe jy voel vanmôre, Jesus sien jou. Jesus sien die mens wat ander nie raak sien nie. Jesus sien die trane wat ander nie sien nie. Hy sien die gebede wat niemand hoor nie. Hy sien die persoon wat sê ek is net moeg. En sy reaksie is nie veroordelend nie. Hy sê nie, wat se tipe kind gelowig as jy nie, hy reageer met deernis. Ek wil hê hom vanmôre, voel hoe die Here jou net so bietjie aan sy bors druk. Paar is nou wakker. Sê julle leer. Dit is belangrik dat jy vanmôre God se deernis sal voel. Jy sal voel hoe die Here by jou kop stil staan. En net sê, my kind, ek weet jy is moeg. En sy jammerte sal voel. Psalm 37 sê hierdie woorde, vers 3. Hoor wat Dawid met hy sê, s'nags bly my hand uitgestrek, sonder om moeg te word. My siel weier om getroost te word deur. Hy sê ek weier om deur die omstandighede getroost te word, en deur ander mense getroost te word, en alles. My hand bly uitgestrek na die Here toe. Al is ek hoe moeg, ek gaan op God bly. Maar as ek hoe moeg, my hand bly uitgestrek. Ek is moeg, maar my hand bly uitgestrek. Ek verstaan nie, maar Here, my hand bly uitgestrek. Ek sien nie die antwoord nie, maar my hand bly uitgestrek, Here, dat U dit sal vat. Ek voel niks nie. Here, ek weet nie meer nie. My hand bly uitgestrek. Dit is geloof. Die wat op die Here wag. Die wat sê, ten spyte van dit, ek gaan op die Here wag. My hand bly uitgestrek na die Here. Ek is nie moeg om hom te vertrou nie. Nie altyd 'n hand wat omhoog gaan, omdat alles goed gaan nie. Soms is dit 'n hand wat omhoog gaan, omdat alles sleg gaan. 'n Hand wat altyd uitstrek na die Here toe. Die Here gee nie altyd 'n maklike pad nie. Wat gee hy? Hy gee nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Let op die volgorde. Vlieg, hardloop en loop. Ons sal altyd partymal wil vlieg, né? Soos 'n arend. Ons sal altyd wil die hoogtes bereik. Die Here sê daar soms partymal, wanneer sy Gees die wind onder ons vlerke is, en hy ons net hoor van bo alles uitlig, en ons salf en seën ver meer wat ons ooit kan dink of verwag. En soms gee hy krag dat jy net kan hardloop. Want jy moet nou vinnig werk, jy moet nou vinnig antwoorde kry, jy moet nou gou uit hierdie situasie uitkom, en partymal gee hy krag dat jy net loop van tree tot tree. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek is moeg, maar ek gee nie op nie. Miskien sê jy is moeg in jou liggaam, in jou verstand, in jou hart, vir mense, vir omstandighede, vir wag, vir bid, vir stryd. Die Here sê, nie vir jou maak jouself net sterker nie, hy sê, wag op my. Die Here sê, word net 'n oombliekie sterk, kom bietjie inkant, wag op my, doen wat Jesus gedoen het, toe die skares en almal alles van hom gevat het,
Toe sê die skrif, het ek die oorkant toe gevra, om een kant te kom om te gaan bid. Jy hoef nie vanoggend te bewys hoe sterk jy is nie. Bring jou moegheid na hom toe, bring jou trane, bring jou teleurstelling, bring jou vrae, bring jou swakheid, bring self vir jouself. Want waar jou krag eindig, daar begin syne. Daarom moeg, maar moenie opgee nie. Ek is moeg, maar ek is nie alleen nie. Ek is moeg, maar ek is nie sonder hoop nie. Ek is moeg, maar ek hou aan bid. Ek is moeg, maar ek hou aan glo. Ek is moeg, maar my hand bly uitgestrek. Ek is moeg, maar ek wag op die Here, want sy belofte staan vas. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis nou tyd vir nuwe krag. Kom ons staan as gemeente voor die Here. Kom ons sê, halleluja, halleluja. Here, hierdie gemeente staan voor U. U ken elkeen se innerlike diep stryd. U ken elkeen se vrae. U ken ook die rede hoekom U vir my hierdie woord gegee het. U by elkeen kom stil staan en het van elkeen se lewe faset aangeraak wat hulle energie tap, hulle gemoed uitput en soms twyfel en wanhoop bring. Dankie dat U sê, as jy op my wag, my kind, kom net bietjie eenkant en wag. Hou jou hand uitgestrek en voel ek jou hand vat. Jou lyf van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Hoe jy vernuwe word in jou gees, in jou siel en jou liggaam. Hoe jy gesaai het in jou oomblikke van jou eie tekorte. Die saad sal groei. Hoe ek jou gaan seën, sê die Here, en hoe jy gaan 'n oes kry wat jy nie verwag het nie. Hoe ek gaan voorsien waar jy nie geweet het nie. Want jou saad het geval op plekke waar jy nie gedink het, dit sal 'n oes bring nie. Dankie Here, dat ons vanmôre vir 'n oombliekie op die Here kan wag. Soos ons voor U staan, bid ons vir nuwe krag, om op te vaar, soos arende met vleuels van geloof, om die hoogtes te bereik van goddelike oorwinning en vernuwing en heerlikheid, om te hardloop en vinnig oplossings uit die hand van die Here te ontvang en besluite te maak wat in die oomblik is en regte besluite is. Maar Here, om soms met geloof tree vir tree te loop, te wandel en nie mat te word nie, omdat elke tree vir ons 'n lig op die pad is en 'n lamp vir ons voet is, wanneer die woord ons pad verlig en vir ons elke tree wys en ons nie moeg word van die omstandighede nie, maar God vir ons sê, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ons dankie vir die groot genade en goedheid, om Jesus op dit ons dit. Amen.